As u u woord saamgebring het vanmôre, die kosbare woord van Jesus Christus, wil ek vir u vra om saam met my te blaai na die boek Handelinge, Handelinge hoofstuk 13. En ek wil met u saam lees vanoggend vanaf vers 26 tot 33, Handelinge hoofstuk 13. Voordat ons die woord van God lees vanmôre, wil ek met hierdie vraag begin, en dis ook die tema van die boodskap vanoggend. Wat is dan ware verlossing? Wat beteken om verlossing te kan hê in Jesus Christus? Wat beteken hierdie woord verlossing? Jy moet gaan mooi sit en dink oor hierdie woord verlossing. Maar kom ons lees eers saam vanaf vers 26. Hier is Paulus aan die woord. Die Heilige Gees is uitgestort en hier is die begin van die nuwe kerk. Jesus het opgestaan. Hy het 'n belofte gemaak aan sy disippels, aan sy volgelinge, ek sal vir julle die Heilige Gees kom skenk. Die Heilige Gees is uitgestort. En ek is dieselfde Paulus wat gesê het, ek ken nie hierdie Here nie. Is die een wat nou opstaan en met bravade, met soveel moed, met soveel durf hierdie boodskap aangee aan dieselfde mense wat vir Jesus gekruisig het, dieselfde. Ek gaan saam lees vanaf vers 26. Broeders, kinders van die geslag van Abraham en die onder julle wat God vrees. Sien jy sy gehoor? Vir julle is hier die woord van verlossing gestuur. Want die inwoners van Jerusalem en hulle owerstes het hom, dus Jesus, nie geken nie. En deur hom te veroordeel, het hulle die woorde van die profete vervul, wat elke Sabbat gelees word. En al het hulle niks gevind wat die dood verdien nie. Tog het hulle van Pilatus gevra dat hy, Jesus, omgebring moes word. En toe hulle alles volbring het, wat oor hom geskrywe is, het hulle hom van die kruishout afgehaal en in 'n graf neergelê. Maar God het hom uit die dode opgewek. En gedurende baie dae het hy verskyn aan die wat saam met hom opgegaan het van Galilea na Jerusalem, en hulle is sy getuies by die volk. Luister vers 32. En ons bring julle die goeie tyding van die belofte wat aan die vaders gedoen is. Dat God dit aan ons, hulle kinders, vervul het deur Jesus op te wek. Tot sover. Mag die Here dan ook sy woord vanmôre aan elke een van ons baie, baie ryklik kom seën. Ek begin hierdie boodskap vanmôre deur hierdie vraag te vra, wat beteken die werklikheid van verlossing dan? Die verhaal van Jesus, wat vervloek was, en aan 'n kruishout moes sterf. Die wet van Moses. Die wet het bepaal elke een wat aan 'n kruishout sal sterf, sal vervloek wees. Wat aan 'n kruishout hang, sal vervloek wees.
Hierdie gebeure behoort nog baie vars in ons gedagtes te wees vanoggend. Wanneer is 2 weke terug, het ons dit gevier. Lukas, die skrywer van die boek Handelinge, plaas hierdie gebeure. En hy sê hulle is ooggetuies. Iemand wat hierdie verrigtinge meegemaak het. Wat dit gesien het, wat dit beleef het, wat dit ervaar het. Jesus Christus se sterwe aan die kruis bevat die evangelie boodskap vanaf liefde tot volle verlossing. Kan ek dit weer sê? Jesus Christus se sterwe aan die kruis bevat die evangelie boodskap van liefde tot volle verlossing. Die prys van hierdie verlossing is geheel en al en ten volle deur Jesus Christus met sy eie bloed daai prys betaal. Maar ongelukkig kan hierdie verhaal glad nie volledig wees as die opstanding van Jesus Christus uitgelos of afgewater of minderwaardig beskou word nie. Die kernvers vanoggend is vers 30. En ek het gewonder, hoekom sou die skrywer hierdie vers net so alleen losstaande gemaak het? Met hierdie woorde, maar God het hom, dis Jesus Christus, uit die dood opgewek. Wat sou die evangelie vandag gewees het? Wat sou die evangelie ooit gewees het sonder hierdie gebeurtenis? Wat sou die evangelie gewees het? Die prys wat Jesus Christus betaal het, aan sy eie woorde aan die kruishout. En ek wonder hoeveel keer ek dit al gelees het. Tetelestai. Dit is volbring. Het jy al gewonder wat hierdie woorde werklik waar beteken? En terwyl ek hierdie boodskap voorberei, besef ek wonder, kan woorde dit in werklikheid beskryf? Is daar 'n boek, 'n woordeskat wat dit werklik waar kan beskryf? Jesus Christus betaal die volle som met hierdie woorde tetelestai. En dan het hy gesterf. En as dit die enigste woorde was waar daar 'n punt neergesit is, dan vra ek vanmôre, was dit 'n oorwinning gedoen? Toe Jesus daardie woorde uitroep, het hy gesê, dit is volbring. En as ons dan nou vanmôre hierdie vers 30 sou uitlos, en dit was nie vir ons beskryf gewees nie, en ons weet nie van die gebeure nie, van Jesus uit die dood uit opgewek deur die allerhoogste God van hemel en aarde, dan vra ek vanmôre, hoe sou die evangelie dan gewees het? En om hierdie stelling te verduidelik, sal dit wees soos iets wat nie afgehandel is nie. Dit sal wees, daar kort iets. Daar's iets wat hier kort. Dit sou onvolledig gewees het. Aan die hand van dit wil ek u verduidelik, en ek het so 'n mooi ding raak gelees, toe ek hierdie boodskap voorberei het.
Daar word vertel van Mozart. Ons almal ken hom, hy het baie lief gewees vir musiek en hy het baie opera-liedere of werke wat hy geskryf het en opgevoer het. Daar word vertel dat sy pa het 'n manier gehad om vir hom uit die bed in die oggende te kon uitkry, omdat hy baie lief was vir slaap. En dan het hy gesukkel om vir Mozart uit die bed uit te kry. En dan sou sy pa elke oggend 'n toonleer op die klavier speel. En hy sou hierdie toonleer begin skryf het, en net voor die laaste noot, dan hou hy op. Maar nou word hy speel nie die laaste noot nie, hy los die laaste noot uit van hierdie toonleer. En dan sou hy van voor af begin het. En hy sou weer hierdie toonleer gespeel het. Totdat hy by die laaste noot kom, dan los hy die noot uit. Hierdie het vir Mozart so geïrriteer. Dan spring hy die bed uit en hy hardloop na die klavier toe, net om die laaste noot te druk. En dan was hierdie toonleer volledig. As Jesus Christus se verhaal geëindig het met hierdie woorde, tetelestai, dan is dit onvolledig. Net so frustrerend soos wat hierdie om 'n toonleer te hoor sonder 'n laaste noot wat nie gespeel word nie, is om die evangelie van Jesus Christus te hoor en nie die klem te plaas op Jesus Christus se opstanding nie. Die opstanding is die primêre boodskap wat die evangelie van Jesus Christus vervolmaak. Die boek Handelinge beklemtoon hierdie boodskap. Jy moet gaan kyk hoeveel keer in die boek Handelinge praat hulle maar God het hom uit die dode opgewek. Wat praat oor die opstanding reg deur die boek Handelinge. Ek wil een voorbeeld wys. Kyk wat sê Handelinge 2 vers 24 sê presies dieselfde. Hom het God opgewek. Jesus Christus, God het hom opgewek nadat hy die smarte van die dood ontbind het. Omdat dit onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou sou word. Jy moet hierdie vers onthou. Ek wil dit weer 'n keer lees. Jesus Christus het God opgewek nadat hy die smarte van die dood ontbind het. Klaargemaak het, omdat dit onmoontlik was dat hy Jesus daardeur vasgehou sou kon word. Die opstanding van die gelowige, en hierdie opstanding het 'n gevolg. Daarvan is die verlossing boodskap geskryf, wat hierdie disippels en die apostels verder sou gaan verkondig het. Net so kan ek en jy, ons kan ook nie die boodskap van Jesus Christus verkondig sonder die opstanding van Jesus Christus nie. As hierdie nie 'n feit was, dat Jesus uit die dood uit opgestaan het en aan baie mense verskyn het nie, sou ek en u niks oor gehad het. Sou die disippels, die apostels niks oor gehad het om te verkondig nie. En sou ons boodskap net so dood gewees het, soos al die ander gelowe. En ons sou 'n God in 'n graf
kon gaan sien. Ons sou die beendere daar kon gaan sien. 'n dooie God. En sou hierdie evangelie van Jesus Christus wreed deur vervolging stil gemaak kon word. En daarom sê ek vanmôre, en ek sê dit met 'n swaar gemoed, ek sê dit met onder die bloed van Jesus, dan sou Jesus dood gewees het. Punt. Jy sien hierdie disippels, hierdie volgelinge van Jesus, wat met die Heilige Gees vervul is, kon nie gekeer word in Handelinge nie. Hulle boodskap van die evangelie te verkondig kon geensins gekeer word nie. Want hulle het dit gesien. Hulle het die Jesus wat opgestaan het, die dood oorwin het en wat uit die dood uit opgewek was deur God die Vader. Hulle het hom gesien. Sy eie broer Jakobus het daardie tyd tot bekering gekom en geglo dat is Jesus Christus wat uit die dood uit opgewek is. Hulle het die spykers aan sy hand gesien. Hulle het die voetmerke, die spykers aan sy voete gesien. Daarom sê ek kon die evangelie nie met die Handelinge gaan lees, hulle was onstuitbaar. Daarom kon die evangelie boodskap nie gestop word nie. Romeine 10 vers 9 bevestig hierdie woord. En ons baie van ons, meeste van ons ken hierdie vers. Romeine 10 vers 9 sê, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Dit is so, dat ons ook nie die kruis van Jesus kan uitlos nie. Maar om hierdie boodskap te vervolmaak, om hierdie boodskap die laaste toon te gee, die laaste noot te gee, moet ek en jy bewus wees daarvan en dit kan glo met ons hart, dat God vir Jesus uit die dood uit opgewek het. Dit is so dat Jesus se kruis 'n volmaakte werk was. Sy kruisdood was 'n volmaakte werk. En ons gaan 'n bietjie stil staan by daai woord tetelestai. En dat ons dit passievol moet gaan verkondig. Ek wil dit net graag verduidelik aan die hand van Jesus se woorde, toe hy daar in die kruis gehang het. Toe hy hierdie woord geuiter het, tetelestai. Dit is volbring. En ek het 4 punte wat ek met u wil deel oor hierdie woord. Hierdie woord beteken, dis afgehandel. Dit is volbring. Dis ten volle opbetaal. Dit beteken dis afgehandelde werk van Jesus, sy doelstelling, sy missie op aarde vir die mensdom, wat vir my en vir jou vanmôre insluit. Die opbetaalde prys van sonde en ook die voltooiing van God se verlossingsplan vir my en vir jou. Hierdie voltooide werk, jy moet mooi hoor wat ek sê, hierdie voltooide werk is die aksie wat in die verlede plaasgevind het. Meer as 2000 jaar terug het dit plaasgevind. Dit was 'n aksie wat plaasgevind het, wat aanhoudende effek het tot vandag toe. En dit sal voortbestaan tot in die ewige lewe. Maak dit sin? Dit het 2000 jaar terug gebeur.
meer as 2000 jaar terug, het Jesus aan 'n kruishout gesterf, toe hierdie woorde uitroep, tetelestai, dit is volbring. Daardie aksie het 'n effek op my en jou vandag. Het het nog nie verander nie. En dit sal nooit verander tot in aller ewigheid nie. Die effek van hierdie woord, tetelestai. Die effek van Jesus se kruisdood. Dus toe Jesus hierdie woord, tetelestai, dis volbring, geuiter het, was dit 'n verklaring dat sy werk aan die kruis volledig afgehandel is. En sal dit oorvloei, sonder ophou, sonder om enigstens 'n tikkie waarde daarvan te verloor, tot in aller ewigheid. Die tweede punt, Jesus het hierdie deklarasie uitroep gemaak, as 'n oorwinningsverklaring. En hy het geproklameer dat hy in gehoorsaamheid die Vader se opdrag volledig volbring het. Hiermee het Jesus alle profetiese, Ou Testamentiese profeseë, as ook die doel van sy aardse bediening kom voltooi. Hierdie was nie 'n uitroep van nederlaag nie. Hierdie was nie 'n uitroep dat ek is oorwonne nie, ek kan nie meer nie. Hierdie was 'n uitroep, ek wil dit 3 maal sê, nee, nee, nee. Hierdie was 'n uitroep van oorwinning. Ons sien baie prentjies, ons sien baie films, ons hoor baie preke oor hierdie woord. Hoe meer ek oor dit dink, dan wonder ek, wat het Jesus, hoe het hy dit uitgeroep? Hy het geweet wat gaan gebeur. Hy het dit geweet. Dis hoekom hy dit as oorwinning kon uitroep. Die derde punt wat ek wil maak, die prys van sonde. As gevolg van hierdie woord. Die prys van sonde op die mensdom baie hoog. Vandag is sonde aan die orde van die dag. Vandag is sonde nie meer 'n skaamte nie. Vandag is sonde 'n status. Die prys van sonde. Jy moet gaan kyk wat sê Romeine 6, vers 23. Die loon van sonde is die dood. Punt. Die loon van sonde is die dood. Dieselfde woorde tetelestai, dit is volbring. Het Jesus aan hierdie kruishout uitgeroep. Die vierde punt wat ek vir u wil maak. Hierdie woord tetelestai vervang uiterste oorwinning oor sonde. Uiterste oorwinning oor sonde en ook oor dood. As ook oor alle magte van duisternis. Hierdie woord is 'n deklarasie van oorwinning. God die Vader se volmaakte plan is vervolmaak. En dat verlossing aan almal beskikbaar is. Hierdie woord tetelestai bring vir die Christelike dom, vir die Christelik mensdom 'n vaste versekering en 'n hoop. Dit bevestig dat Jesus se werk voltooi is en deur te glo in Jesus dat hy die werk volkome gedoen het,
bring dan ook versoening tussen mens en God. Die effek van Jesus se offer sal nooit ophou nie. Nooit in der ewigheid sal daardie effek ophou nie. Dit is volbring. Dit beteken, dis afgehandel. Dit beteken, it's paid in full. Dit beteken, die som is opbetaal. Dit beteken, daar is nie meer skuld wat betaal of vereffen moet word nie. Jy sien die Ou Testamentiese prys vir sonde was die offers wat gebring moet word gedurig deur. Jesus se offer aan die kruishout was die enigste offer wat dit kon vervang, vir ewig en vir altyd. As jy gaan kyk na die wet van Moses, daar moet gedurig deur 'n lammetjie gebring word. Daar moet 'n bok, daar moet 'n duif, daar moet 'n bees, daar moet 'n ram gebring word. Daar moet bloed vloei vir die offer van sonde. Vir beide Moses se wet en die offer wat gebring moes word, die lamoffer, sowel as die hoëpriesteroffer, het Jesus daardie prys betaal. Die hoëpriester moes een keer in 'n jaar agter die gordyn ingaan in die plek van die allerheiligste om vir die volk se sondes te gaan om verskoning vra. Te gaan bid, te gaan pleit, Here, ek bring hierdie volk se sondes na U toe. Kan jy verstaan? Toe daar die woorde aan die kruis geuiter is, tetelestai, dit is volbring, het die gordyn in daardie plek van allerheiligheid van bo na onder geskeur. Dit bewys vir my dat die offer wat Jesus Christus gemaak het aan daardie kruis, die volmaakte offer was. Jesus se bloedoffer, sy bloedoffer, was die permanente offer. En geen ander verdere offers kan gebring word nie. Dit sal ongeldig wees. Omdat Jesus hierdie kosbare bloed betaal het. Ek bevestig dit en ek bevestig dit vanmôre met u in Hebreërs 9 vers 11 en 12 en ek wil dit so graag saam met u lees dat ek dit net vir u kan bevestig. Dit sê, maar Christus wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade het deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met die hande gemaak is nie. Dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie. Vers 12 sê ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom en die ewige verlossingswerk teweeggebring. Verstaan u hoekom is daardie gordyn geskeur op daardie dag toe hierdie woord geuiter is tetelestai, dit is volbring, is dit geskeur van bo na onder. Die enigste ware offer is gebring vir die prys van sonde. Hierdie woord tetelestai bring vir die Christendom hierdie vaste versekering. 'n solid vaste versekering, onwankelbaar,
dat Jesus Christus hierdie volle prys betaal het. Die effek van Jesus se offer sal nooit ooit ophou nie. Nooit nie. Dis aaneenlopend. Dis nie wat ek en u kan doen nie. Dis nie hoe goed ek kan lewe nie. Dis nie hoe goed ek wil voorgee, hoe baie Bybel ek lees, hoe baie, dit is niks daarmee te doen nie. U kan dit nie doen nie, u kan dit nie koop, hierdie verlossing nie. Nee, dis die volmaakte, afgehandelde werk van Jesus Christus, die verlosser alleen. Ons teks sê vir ons vanoggend, en dit bewys dat Jesus Christus dan nou die mag het oor lewe en oor dood. Vers 30 verklaar, ons teksvers, vers 30 verklaar en sê, Jesus het die dood oorwin. Die dood kon hom nie terughou nie. En die fondasie wat Jesus op daardie dag, wat God deur Jesus op daardie dag vir ons geplaas het, is 'n onwankelbare fondasie. Die evangelie kan nie volledig is of wees as Jesus Christus nie uit die dood uit opgewek is nie. Vers 30 sê ook vir my en vir jou, dit bewys dat Jesus se kruisdood nie die laaste woorde gespreek het nie. Ek dank God vanmôre daarvoor. Ek dank die Here dat dit nie die laaste woorde was nie, maar dat dit eerder die begin was van oorwinning oor die mag van dood en die belofte van die ewige lewe. Dis die begin vir die een wat Jesus aangeneem het as sy persoonlike verlosser en saligmaker. Hierdie vers 30 is 'n kragtige bewys dat Jesus se gesag en God se bloudrukplan vir die mens vervolmaak is. Die enigste manier om verlossing te verkry, alleen deur die volmaakte werk van Jesus deur God se plan te vervolmaak. Om Jesus Christus dan uit die dood uit op te wek. Hy alleen is die weg en die waarheid. Volle verlossing beteken, en ek wil dit baie stadig vir julle lees, volle verlossing beteken om te weet en verseker te wees dat Jesus Christus my gered het. Sy plan was vir hierdie wêreld. Sy plan was vir die hele wêreld. Maar as ek nie hierdie geskenk van verlossing my eie kom maak nie, dan bly ek maar nog net in die algemeen. Volle verlossing beteken, ek moet weet en ek moet sekerheid hê dat Jesus Christus my gered het. Deurdat my sonde voor hom bely is. Dat ek erken, ek het sonde. Ek moet inkeer, ek moet terugkeer na hom toe. En dat ek dit moet aanvaar, wat Jesus vir my gedoen het. Die volmaakte werk, wat Jesus gedoen het, op Golgotha. Ek wil afsluit vanmôre met hierdie vers, Filippense 3, vers 10, ek wil hê jy moet daarin bly en saam met my asseblief. As ek vanmôre kan sê, Here, ek glo dat U
vir my sonde gesterf het. Ek glo dat toe U gesê het, tetelestai, dit is volbring, is die mag oor sonde verbreek. Ek glo, Here, dat U my siel gered het uit genade. En as ek vanmôre vir U vra, het U sekerheid? Kan U vanmôre met sekerheid sê, ek weet dat Jesus my verlosser is. Dat hy die prys vir my sonde betaal het. Kan U vanmôre sê, ek weet en ek het sekerheid oor verlossing. Ek het sekerheid oor die ewige lewe. Dan moet ek in U hierdie vers, wat ek nou vir U gaan lees in Filippense 3 vers 10, en U moet dit onthou. Dan moet ek in hierdie vers begin leef. Hy sê, sodat wie? Die wêreld hom mag ken. Jy sien, nou raak dit persoonlik. Paulus sê, sodat ek hom, dis Jesus, kan ken. En daai ken is nie net 'n ken van sodat ek hom kan ken en weet wie hy is nie, sodat ek hom kan ken as my verlosser, as my saligmaker, as die een wat die volle prys betaal het. Die een wat vir my die ewige lewe sal beerwe. Dat ek hom mag ken meer en meer en meer en meer. Hoe moet ek hom ken? En dis my gebed uit my hart uit. Ek sê dit vanmôre vir U, uit my hart uit bid ek, Here, dat ek U mag ken in die krag van sy opstanding. Dis 'n nuwe Jesus wat opgestaan het. Hy het opgestaan, sy werk op aarde is voltooi. Hy het 'n belofte gemaak, ek gaan weer kom, ek gaan my kinders kom haal. Wie gaan hy kom haal? Nie die wêreld nie, ek kan nie verseker vanmôre, hy gaan nie die wêreld kom haal nie. Hy gaan kom haal die wat hom ken. Wat hom ken in die krag van sy opstanding. In die gemeenskap van sy lyde. Verstaan nie, wat sê die woord tetelestai? Dis afgehandel. Daar hoef nie weer 'n enige koevertjie by jou huis aan te kom en te sê, jy skuld vir jou sonde nie. Jesus het daai prys betaal, dat ek hom mag ken in die gemeenskap van sy lyding. Terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Jesus, dat ek U meer en meer en meer mag ken, sodat ek kan minder en minder en minder word. Dat ek U mag ken in daardie krag van sy opstanding. Het jy al gewonder hoe sal dit wees? As ek en U hierdie Jesus Christus, wat ons so gewoond geraak het om te noem. Ons het so gewoond geraak aan Jesus. Hierdie naam. As ek en U hom kan ken in die krag van sy opstanding. Sodat hy kan meer word. En ek minder. Dat ek die prentjie sal verstaan van die gemeenskap van sy lyding. Dat ek dit sal verstaan, Here, dit is die prys wat U betaal het vir my. Paulus sê nie daar, sodat die wêreld hom kan ken, hy sê sodat ek hom kan ken. Meer en meer in die opstandingskrag. Dat ek vir Jesus so mag ken. Ek en U vanmôre sekerheid sal hê. Verseker sal wees. Ek vra nie hoe U voel nie. Ek vra nie hoe U môreoggend op 'n maandag sal voel nie. Of as dit omweer of as die son skyn nie. Of as die lewe druk nie, dat ek hom sal ken. Dat ek sal weet
my sondes is vergewe. Ek het die verlossing wat Jesus aan 'n kruis sou uitgeroep het. Tetelestai, dis volbring, dat ek sal weet ek het die verlossing. Dat ek sal weet ek het die ewige lewe. Dat ek hom so sal ken, dat hy meer en meer sal word in my lewe. Maar dat ek hom nog so sal ken in sy opstandingskrag. Mag die Here kom en vir my en vir u kom wys, dat ek hom so sal ken in die krag van sy opstanding. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons het vanmôre u woord gehoor. Ons het gewoond geraak aan die woord, Here. Dis uit gewoonte wat ons kom. Dis uit gewoonte dat ons Bybel lees. Dis uit gewoonte dat ons weet ons moet 'n verhouding met Jesus hê. Dis uit gewoonte dat ons hierdie naam oor ons lippe mag neem. Mag die Heilige Gees van God vanmôre kom, sodat ons kan snap, sodat ons kan verstaan, Here, sodat ons dit mag inneem, dat ons dit sal beleef, wat dit is, om vir Jesus Christus te ken, en in die opstandingskrag. Heilige Gees van God, ek kan maar net vanmôre vra, wees u die naprediker van u woord. Plaas vanmôre, Here, 'n begeerte in ons hart, om vir u meer en meer en meer te ken. Nie net die oppervlakkige, nie net, ja, ek ken daai naam, ek weet van daai naam, ek weet wat Jesus gedoen. Ons ken hierdie verhale, Here, ons ken hierdie boodskap. Ek bid, o Heilige Gees, dat u sal kom, vir ons opnuut sal dit besef, die lyding van Jesus Christus, en daardie oorwinningswoorde, tetelestai. Ek wonder hoe dit weer klink, Here. Tetelestai, dit is volbring. Die volle werk is afgehandel. Dit sal voortgaan tot in ewigheid. En dat ons u mag ken in daardie opgestaande krag van Jesus Christus. Hierdie nuwe Jesus wat opgestaan het, wat vervolmaak is, dat ons u so mag ken. Dan wil ek uitroep, Here, kom Here Jesus, kom gou. Dankie vir u verlossingswerk. Dankie vir u kosbare genade. Dankie dat u goedertierenheid nie gemeet of gepyl kan word nie. Dankie vir u kosbare liefde, Here. Mag u genade en mag u liefde met elkeen van ons wees, totdat ons weer ontmoet. Mag die Heilige Gees se werk in ons lewens nooit ophou nie. Ons vra dit in die kosbare naam, die opgestaande naam van Jesus Christus.